Goeiemôre graad 10's, baie welkom by jou volgende les. Soos jy kan onthou in jou vorige les het ek vir jou al daai klomp slides gegee om in jou boek af te skryf en met die verduideliking van elkeen. En nou gaan ek vir jou vir elkeen van daai hoofopskrifte gaan ek vir jou 'n oefening gee wat jy asseblief dan vir my moet voltooi. Dit is in jou handboek ook, maar op die slides is die oefening vir die wat dalk nie hulle handboeke het nie. Die eerste ene gaan oor die massa oefening, so dit gaan oor om massa te lees. Dit is jou oefening 2 op bladsy 107. So die vraag sê, lees in elke geval hieronder die geweegde waarde so akkuraat moontlik af. Benader die waarde indien nodig deur hoër of laer af te rond. Onthou om die regte eenheid aan te gee. So, die eerste ene gaan jy in jou handboek baie mooi kan sien, maar wat ek van my af kan sien, lyk dit of hy tussen 40 en 50 kg lê. So jy kan hom dan na 45 toe vat. Die tweede ene, kyk asseblief mooi, hy lê nie presies op 120 nie, maar die volgende is ook nie 130 nie, so maak seker asseblief dat jy baie mooi kyk, om hom dan te kan beantwoord. Dan jou volgende ene, vir C, is jou kombuisskaal, en dis die tweede kombuisskaal dan nou ook, en vir hom kan jy baie mooi sien dat hy op 'n ronde getal is, so maak dan net seker dat jy hom kan neerskryf. Die volgende oefening gaan nog steeds oor massa. Hy is op bladsy 108 en 109. Lees asseblief die vraag baie mooi. Toe ek het met jou 'n voorbeeld gedoen, so soortgelyk vir hierdie. Jy moet kyk wat hulle benodig vir die piesangbrood of vir die resep, en dan as hy dit moet aankoop, wat dit al gaan kos. Jy gaan vir my nommer 1 tot nommer 5 dan beantwoord. Lees asseblief jou vraag baie mooi, en dan beantwoord jy jou vraag volledig as moontlik. Moenie enigiets uitlos nie. Onthou, skryf eerder te veel as te min, as wat jy dalk net daai enetjie uitlos en dit was dalk die regte antwoord. Goed, die derde ene gaan oor volume. En daar gee hulle vir jou verskillende volumes vir verskillende pryse. En hulle vra dan vir jou, soos byvoorbeeld by 1.1, wat is die goedkoopste keuse, verduidelik jou antwoord tussen 'n 2 liter en 'n 1 liter. So jy gaan dan die 2 liter moet vat na 1 liter toe, so jy gaan hom deel met 2 om by 1 liter te kom, en dan moet jy jou prys ook deel met 2. Dan kan jy hom antwoord tot by nommer 3 dan net vir my. Temperatuur, ek dink ook dit is jou laaste een, is dan baie maklik eintlik. Jy lees alles net so af. Dit is ook dan op bladsy 113. Oefening 5. Jy moet die eerste ene kyk asseblief. Hulle vra dat jy hom so akkuraat as moontlik benader. En dan gee vir my asseblief die temperatuur in Fahrenheit en in grade Celsius, so vir al twee gevalle by al twee prentjies dan. En dan gaan jy vraag 2 beantwoord. Vraag 2 kry jy van daardie weervoorspelling kaart af. En dan vraag 3 vra hulle dat jy Kaapstad en Johannesburg se temperatuur sal omskakel na grade Fahrenheit toe. En daar is vir jou die formule ook dan gegee. Dis dan dit vir vandag graad 10's. Ek sê vir jou dankie, dis 'n kort les, maar is net om vir jou die oefeninge te gee van al daardie onderwerpe waarmee ons gewerk het die vorige les, en dan sal ek dit met jou merk met die vorige een. Totsiens, en geniet jou huiswerk, en dan hoop ek jy het 'n wonderlike dag verder.